voorreg om vanoggend hierdie kansel wat die Here vir ons gegee het, kan gebruik om die eer en vir hom die danksegging te bring die hulde wat hom toekom. Dit is goed vir ons en vanoggend is daar talle van ons mense wat getuienis het. Ons het vroeger die week, weer gevra as daar iemand is wat graag op 'n tyd maak kontak met ons. Ons het 4 mense wat vanoggend die geleentheid wil gebruik om die Here te eer en my gebed is ook, maak jou hart oop vanoggend asseblief, want as die Here dit vir iemand anders kon doen, dan kan die Here dit ook doen. En ek glo die Here wil ook vanmôre deur hierdie getuienisse met elkeen van ons praat. Nou goed, ons gaan eerstens vir Philip geleentheid gee om na vore te kom. Ladies first. Goed, dis eers Corlia. Soos wat 'n goeie man betaal om sy vrou eers te laat kom. Corlia, kom deel met ons wat die Here op jou hart gelê het, en daarna Philip, en daarna Linda, en daarna vir my skoonpa, vir André. Sy. Ja, asseblief, ja, jy is so welkom. Ek sit jou goedjies hier bo neer. Baie dankie vir die geleentheid om hier te staan. Is nie maklik nie. Maar ek wil net begin deur dieselfde vers wat Michael nou in sy gebed genoem het van Psalm 50 vers 15. Is juist my vers waarmee ek begin, wat die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. En dit is wat ek en Philip en ek glo almal wat getuienisse het, en hier sit baie wat nou nie vanoggend gaan praat nie, maar wat ook die Here eer in 'n getuienis en wat die Here gedoen het. So ek gaan net vlugtig 'n bietjie agtergrond gee vir die wat nie weet nie. Die tweede laaste week van Februarie het ek siek geword, griep opgetel en baie gehoes, en die Sondag aan die 22ste het ek so 2 of 3 maal baie gesukkel om asem te kry. En ek het toe net vir Philip gesê, ek sien nie kans om hierdie nag alleen hier by die huis te wees nie. En hy het my toe ongevalle toegeneem en ek is opgeneem daar. En hulle het toe ekstrale geneem en als en gevind is dubbele longontsteking. Ek kan nie vreeslik baie alles onthou nie, maar hulle het my op 'n drip gesit en ek is toe nou in die saal ingestoot en hulle het my behandeling gegee en ek het beter geword en ek is die Woensdagoggend weer ontslaan. Maar intussen het ek toe nou vir Philip ook al aangesteek en hy het ook siek geword en glad nie lekker gevoel nie. En die Woensdag toe ek nou by die huis kom, toe het ons nou maar 'n paar dae en nagte deur geworstel en ek het ook al sieker weer geword. Ek in plaas van beter voel, het ek ook al sieker geword weer. En Saterdagoggend die 28ste Februarie, vroeg die oggend omtrent 5:30, kon ons net nie meer nie, ons kon omtrent nie slaap daai nag nie. En ons het vriende gebel wat net daar naby ons op die hoek van die straat bly. En hulle het ons kom haal en ons het nie eens kans gesien om self hospitaal toe te ry nie. Hulle het ons kom haal en ons hospitaal toe gevat. En die vriendin het toe gehelp, want hulle wou ons 'n groot bedrag vra daarso vir opname by die ongevalle. En sy het daar gepraat, ek weet nie wat het sy alles gesê nie, maar sy het hulle toe oortuig, omdat ek nou 'n heropname is, dat hulle ons nie die opname fooi sal vra nie. En dit is die eerste wonderwerk wat ek wil beklemtoon, dat ons was so siek, as ons alleen daar moes gewees het, sou ons maar net gesê het, ja, en maar net betaal het. Maar die Here het geweet dat ons daai mense sal bel, en sy het die gawe om daar te praat en iets te sê, en hulle het my toe weer opgeneem sonder daai bedrag. Philip moes toe eers wag om die dokter later die oggend by die spreekkamer te gaan sien. En hy is toe later dieselfde dag ook opgeneem en hy sal verder daarvan vertel. Toe was dit nou naweek en daar was 'n nuwe dokter aan diens en hulle het ons al 2 op antibiotika gesit en drip en alles, maar ons het nie beter geword nie. Weet, en jy lê daar, jy's baie siek, jy bid en dit voel vir jou, die Here is ver of die Here hoor nie jou gebede nie. Maar agterna as ons terugkyk, dan weet ons net, die Here was daar en hy weet presies jou omstandighede en hy hoor jou gebed. Maar die feit dat hy jou nie altyd antwoord soos wat jy gebid het nie, voel vir jou die Here het nie jou gebed gehoor nie.
maar dit is nie waar nie. En ek wil net vir elkeen sê, wat ook in 'n situasie is, wat bid, en dit voel vir jou, die Here hoor nie jou gebed nie. Weet net, hy hoor, en hy ken jou omstandighede, maar hy ken ook die toekoms, wat ons nie ken nie. En daarom antwoord hy jou nie altyd soos wat jy gebid het voor nie. Ek het op 'n stadium vir my dogter gesê, ek kan nie meer veg nie, ek weet nie meer wat om te bid nie. Ek voel so siek, ek is bekommerd oor Philip. En sy het vir my gesê, mamma, onthou net, babas kan nie bid nie. Hulle lê net en ontvang. En lê mamma nou maar net en ontvang. Daar's baie ander mense wat bid. En ons was bewus daarvan dat hierdie gemeente en baie ander vriende en familie en almal het vir ons gebid en ons kom later daarby om net vir julle te sê baie dankie daarvoor ook. Maandag toe was ons eie dokter toe nou weer terug en uitslag van speekseltoetse toe nou gewys ek het 3 baie weerstandige bakterieë en hulle het my toe op ander antibiotika begin sit, 2 verskillende soorte en ek het sommer baie vinnig begin beter voel. Maar Philip was nog baie siek. Hulle het baie bloedtoetse gedoen, CT-scan, kolonoskopie, gastroskopie en met al hierdie toetse uitgevind, daar's niks anders met hom fout nie, behalwe dat hy baie lae kritieke vlakke van vitamine B12 gehad het en hy sal ook verder daarvan vertel. En dan wil ek net beklemtoon, jy weet, die voorsiening en die tydsberekening van die Here, wat ons nie op daai tyd, jy weet, besef het nie. En die eerste een het ek nou reeds gesê, jy weet, dat daardie vriendin wat saam met ons was met die opname, dat sy net, jy weet, gehelp het, dat ons nie daai bedrag hoef te betaal het nie. En ek werk vir myself, as ek nie werk nie, het ek nie inkomste nie. En ek het toen al meer as 2 weke se wiskundeklasse moes kanselleer, wat ek nie kon gee nie. En in die laaste week in die hospitaal het iemand my gekontak wat my omtrent al 3 jaar geld skuld, is nou nie van die wiskundeklasse nie, is iets anders. En wat hulle voorheen nog nie in staat was om terug te betaal nie. En hulle kontak my en sê, ons is nou in staat om daai volle bedrag vir jou terug te betaal. En daarvoor sien die Here vir daai geld wat ek van die inkomste verloor het, om dit op daai stadium wat ons dit nodig gehad het, te kry. So ek wil net vir elkeen sê, as jy in finansiële druk het of moeilikheid is, wat vertrou die Here, hy sal vir jou voorsien op maniere wat jy nie eers aan gedink het of kon droom nie. En in die hospitaal self het hulle baie gesukkel om vir my drip in te sit, my bloedstol maklik, en dan swel die weefsel op omdat die drip verstop. En dit was elke keer baie traumaties om elke keer hulle steek jou vol gate. Elke keer moet hulle 'n ander aar probeer kry en op 'n stadium het ek gevra of die dokter by ongevalle wat met my heel eerste opname vir my, want hy die heel eerste keer regte aar raak gesteek en ek het gevra asseblief kan hy nie kom help nie want hulle sukkel net vreeslik. En hy was toe nou besig om te assisteer met 'n operasie in die teater en hy het toe na 'n paar uur daar aangekom en terwyl hy besig was het ek vir hom gevra kan ek vir hom bid asseblief. En ek het gebid en sommer gesê in die naam van Jesus beveel ek hierdie aar wat hy eers gaan raaksteek om die regte aar te wees en om na die oppervlak toe te kom en dit was ook so gewees en die Here het my gebed net daar beantwoord. En hy het my weer 'n keer kom help die volgende dag toe dit nou alweer bloedstol en die ding verstop. En toe agterna toe sê die suster vir my, ek is baie gelukkig dat dit hy was wat aan diens was, want enige ander dokter kom nie sommer, jy weet, om jou te kom help as jy nie sy pasiënt is nie. En ek het besef, maar dis nie, ek is baie gelukkig nie, dit is die Here wat so voorsien het, dat dit daardie dokter was. En dit was toe op die ou end nie eintlik die een wat aan diens was daai aan toe ek opgeneem is nie, dit was 'n ander dokter, maar hy was die een wat bereid was om te kom help, al is ek nie sy pasiënt nie, en dit is die Here as 'n voorsiening. Op 'n stadium ergens, ek kan nie onthou wanneer nie, het hulle ook probeer om 'n voedingslyn vir 'n binneaardse voeding
in te sit en in my been en na klomp probeer sla, wat ook baie traumaties was, in my bene, altoe die bene en hulle het hier in die nek ook probeer, kon hulle dit nie reg kry nie. En ek en Philip het net gebid, asseblief Here, laat hy net 'n regte aar kry om die voedingslyn nou te kan insit vir hierdie binneaardse voeding, want ek kon nie eintlik eet nie. En hulle kon nie regkom in die bene of in die nek nie, en hulle het op die ouend in die arm het hulle aar gekry. En jy weet, op daai stadium dan dink jy die Here beantwoord nie jou gebed nie. Ek bid dan so dat hulle die regte aar sal kry. Maar eers agterna, nadat ons ontslaan is, het ek, nou moet ek net bysê dan, toe Philip ook opgeneem is, het hulle vir hom ook so 'n voedingslyn in sy been ingesit, en hy, toe hulle dit nou weer uitgehaal het, toe hy weer kon begin eet, het hy vreeslike groot bloedklont ontwikkel by daai plek waar die binneaardse voeding ingegaan het. En omdat ek al voorheen bloedklont in my been gehad het, het ek toe eers besef dat die Here my beskerm het, dat hulle nie daai aar kon kry in my been nie, dat hulle hoeveel keer probeer het. En dit is die Here wat my beskerm het, want wat van as ek nou weer so 'n groot bloedklont soos wat hy gekry het, kon dit dalk vir my baie, baie groter moeilikheid veroorsaak het, en mense dink nie op daai stadium daaraan nie. Maar die Here hoor, en hy verhoor jou gebed op 'n manier wat jy nie daai tyd besef nie. So ek sê vir hom baie dankie daarvoor, want ek het dit nie daai tyd besef nie. En ek wil net eindig met nog een van my verse wat altyd vir my baie beteken, sê Psalm 9 vers 10 en 11. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat u naam bely op u, want u Here laat die wat na u wil vra nie in die steek nie. En ons wil net al die eer en die dank en die lof en die danksegging aan die Here bring, want dit is regtig net hy wat ons deur daardie tyd gedra het. En dan laaste, maar nie die minste nie, wil ek net vir almal, Pastor Michael en Adele en ons dierbare gemeente, elke een van julle wat saam gebid het, ek weet, ek het hier van die kansel af, het julle op wat hy gesê, en julle het almal saam gebid, en selfs by die kinderkerk, en ons bidiergroep, elkeen wat kom besoek het, elkeen wat eetgoed of blomme of tydskrifte aangedra het, vriendinne wat kom help het om my hare te was en droog te maak, vriende wat praktiese hulp aangebied het om wasgoedjies, nagklere en goed by die hospitaal te kom haal, te was en terug te bring, ons gras te gaan sny by die huis, ons eie kinders en familie, en almal het ons net gedra. Die Here stuur engele oor jou pad om jou te help, jou arms hoog hou wanneer jy nie self kan nie. En daarmee wil ek net elkeen bemoedig wat ook deur 'n moeilike tyd gaan. Die Here is daar, hy hoor jou, en hy stuur engele om jou te help. En vertrou net op hom. Baie, baie dankie. Skrifgedeelte wat met ons praat is Psalm 50 vers 15. En die Here het dit op my hart gelê om volgende Sondag 'n boodskap te bring oor daai skrifgedeelte. Kom luister gerus wat die Here vir ons wil sê, het Psalm 50 vers 15 het. Maar soos Corlia gesê het, alle eer aan die Here. Dis 'n gehoorsaamheidsstap om hier te staan vanoggend en 'n getuienis te lewer van wat die Here vir ons gedoen het. Om net aan hom die eer te bring en om te kom erken dat hy God is. En as jy enigstens getwyfel het daaroor, moenie twyfel nie, hy bestaan, hy's 'n werklikheid. En die beloftes in sy woord, elke een van hulle is waar. Hou vas. Hou vas. Ek het so grappenderwys by myself gedink en nie eens met my vrou gedeel nie. Die Here het geweet, daar's iets fout in my. Maar dit is, ek het geen simptome getoon van hierdie Vitamine B12 nie. Tekorte nie, niks nie. Ek het gaan Google en ek het gaan kyk wat is die simptome, ek het nie een van daai simptome gehad nie. Maar hoe
bring jy dit aan die orde van die dag dat daai probleem daar so is. Toe word my vrou siek, en toe steek ek aan, en toe het ek 'n griepsimptome. Maar toe ek daai griepsimptome kry, toe skop, ek dink, ander goeters in my liggaam in, van my weerstand wat laag is, en al daai tipe van goeters. Soveel so dat ek gevra het, hulle moet my opneem in die hospitaal. En hulle het my gebring by 'n dokter wat die wysheid gehad het om die regte toetse te doen, sodat hulle kon uitvind, Vitamine B12 is die issue. En ek het nou 'n bietjie gaan nalees en kyk, wat is regtig, wat kan die gevolge wees van kritiese lae Vitamine B12? En die Engelse het 'n woord scary, dis scary. Dis neurologies, en is dit, en is dat, en die dokter het dit so uitgedruk, en dis miskien die een manier om dit te verstaan. Hy vra vir my, eet jy vleis? Ek sê vir hom, ja, ek eet vleis. Want vleis is een van die hoofbestanddele vir jou liggaam om Vitamine B12 op te neem. Hy sê vir my, jou vlakke is so krities laag, dat jy vir 5 jaar lank nie vleis eet nie, om dit te kry waar jou vlakke is nie. En gelukkig kon hulle dadelik begin om in te spuit en so, maar ek weet nog steeds, ek het sleg gevoel. Vra vir die ouens wat daar by my was by my bed. Ek het na een voice note geluister wat ek gestuur het op my foon, en ek wil nie weer in my lewe na daai voice note luister nie. Ek het vir myself scary geklink. Scary. Om 'n lang storie kort te maak, Corlia lê in daai kamer, en ek is hier. Sy het baie vinniger begin reageer en begin gesond word. Maar wat ek ook besef het met hierdie hospitalisering is hoe afhanklik ons twee van mekaar is. Die woord sê nie verniet, wanneer jy in die huwelik tree met 'n lewensmaat word jy een nie. Een. En toe hoor ek die dokter sê vir haar, maar daar's 'n moontlikheid dat sy Sondag kan huis toe gaan. En nou, ek is so siek soos 'n hond. En ek wil nie dat my vrou alleen huis toe gaan nie, want net nou kry sy weer een van daai hoesaanvalle en bye, en sy's nog bietjie swak om haarself te hanteer by die huis en so aan nie. En op daai stadium was pastoor Michael ook daar nie, by die hospitaal op besoek. Ek sê toe vir hom, maar ek het hierdie saak vir die Here gegee. Ek het vir die Here gevra, Here, daar's nou sprake dat Corlia kan huis toe gaan Sondag. Maar ek wil graag saam met haar gaan. Moenie ons laat huis toe gaan, of laat ons saam huis toe gaan asseblief. Maar moenie ons laat huis toe gaan as u nie definitief weet dat ons is reg om huis toe te gaan nie. Daai Sondagoggend, daai Saterdag aand, het sy nog 3 of 4 keer hierdie hoesaanvalle gehad, wat sy nie asem kry nie. En wat ons gewoonlik doen, as sy so iets kry by die huis, gaan ek dadelik na haar toe en ek begin vir haar bid, dat die Here vir haar kalmte en rustigheid sal gee, en dan kom dit reg, en dan kry sy weer asem. En dit het dieselfde gebeur by die hospitaal. Die susters het al geweet, as sy so begin hoes, moet hulle my kom roep, dat ek daar by haar kan kom. Daai Sondag, toe sê die dokter vir haar, maar ek wil jou nog aand oorhou. En ek sê, dankie Here, dankie. Maar ek is nog glad nie daar nie. Ek kan nie 'n bord kos in die oë kyk nie, ek het geen eetlus nie, niks. Mense, julle sal nie verstaan nie. Ek is daai Sondagoggend nog so siek, so ek kan niets oorkom. Ek lê daar, ek spap.
wat tussen daai Sondagoggend en daai Maandagoggend gebeur het, in hierdie lyf van my, is 'n totale omkeer so. En dis 'n wonderwerk uit die Here se hand. Dat ek daai Sondag aand gaan slaap het, en ek het uitgesien na die bord kos wat hulle vir my ontbyt moet bring Maandagoggend. Ek kon nie wag nie. Roereiers en spek. Ander dae kon ek nie eers die dekseltjie van daai bord kos aflig om te kyk na die kos nie. En net so teruggestuur. 'n Wonderwerk uit God se hand. Op die regte tyd. Op die regte tyd. En alle eer aan ons Hemelse Vader. En soos Cordelia reeds gesê het, ons het nie genoeg woorde om ons dank uit te spreek vir die ondersteuning wat ons gekry het van ons gemeente nie. Ons gemeenskap van gelowiges nie. Dat julle by 'n nagmaal in die gemeente vir ons intree. Dat hulle vir my kom nagmaal bedien in die hospitaal. Al die besoeke. Al die liefde. Al die gebede. Dis kom ons hier staan vanoggend. Uit ons hart uit. Ongelooflik dankie vir julle. Die Here het my net gewys. Ek staan baie keer hier op die kansel en ek het al 'n paar boodskappe gebring. En partykeer dan preek 'n ou oor iets wat uit die woord uitkom. Ek het so ruk terug 'n boodskap gehad oor Job. En ek dink nie enige een van ons het 'n klou wat Job deurgegaan het nie. As jy nie op 'n stadium in daai dal van doodskaduwee was nie, of in daai dag van benoudheid nie, dan praat jy net akademiese taal. En die Here het my net gewys, ek is daar in die hospitaal, en niks maak saak nie, ek sê vir julle, niks nie die besittings by die huis nie, niks buiten gesondheid nie. Hulle kom by my en sê vir my in my bed, ons moet 'n bybetaling maak. Ek sê vir hulle, jene mense, hoe wil julle nou hê moet ek nou 'n bybetaling maak? Ek kan myself nie eens help daar in my bed nie. Gelukkig het ek vriende wat my kon help daarmee. Jy worry oor niks. Niks, nie rekenings nie, nie geld nie, nie besittings nie, niks pla jou nie, net jou gesondheid. En jou gesprek met die Here. Dis sover my storie aangaan. Maar daar's een ander ding wat gebeur het in die hospitaal, wat ek net vlugtig wil noem. En ek moet net 'n legkaartstukkie vir iemand anders te invul oor wat met hulle gebeur het. En dis God se tydsberekening. God se His timing, in Engels sê hulle, is impeccable. Impeccable. Ek is in daai hospitaal nou, ek kan nie meer presies onthou of ek ingegaan het of uitgegaan het of wat ook al nie, maar ek loop in die gang af en ek loop in Gerbrie vas. Noem maar jou naam, Gerbrie. En dis op daai stadium wat Gerbrie net in die hospitaal ingekom het met Herman. Ek weet nie of ek die eerste ou was wat hom daar vasgeloop het nie. En sy sê vir my wat het gebeur en ek kon net daar staan en ek kon eerstens vir haar bid. Ek weet nie wat verder gebeur het daar nie. Geen idee nie. Maar toe ek uit die hospitaal uitkom, ek moes op pad uitgewees het. Want toe ek uitkom, dis Saterdagoggend mense, Saterdagoggend. Die eerste wat ek bel is, ek bel vir pastoor Michael.
En ek kon dadelik vir hom sê, van wat met Herman gebeur het. En wat verder gebeur het, weet ek nie. Maar ek weet, hy het dinge gedoen, want toe ek later weer by die hospitaal kom, toe staan almal daar. En dankie, ons dank en loof die Here, Herman, dat jy saam met ons is vandag. Dis gebed. Dis gebed. So ons dien 'n lewende God. Ons dien 'n God wat weet wat aangaan. Ons dien 'n God na wie toe ons kan gaan in 'n tyd van nood. En hy sal ons uithelp. En ons staan hier om hom te eer. Om aan hom die lof te gee. Baie dankie. In 1990 is 'n pragtige rooikopdogtertjie gebore. Min het ons geweet dat daar 'n baie lang woestynpad vir haar en vir ons is. Dis 13 jaar terug nadat sy oorlede is en dis die eerste keer dat ek hieroor kan praat, so julle moet my verskoon. Op 3-jarige ouderdom word sy baie siek en ek vat haar na 'n dokter toe en hy sê vir my, ek is 'n bemoeisieke ma, daar's niks fout met my kind nie. En toe my huisdokter by die terugkom, toe vat ek haar na hom toe, toe het sy breinvliesontsteking. Maar sy was al reeds in 'n semi-koma toe ons haar Maritzburg toe vat. En hulle het gesê sy sal niks oorhou nie, maar soos die jare aangaan, het sy haar balans verloor. Sy het vrymoedigheid verloor, sy was baie, baie vas aan my. En op 12-jarige leeftyd, toe vat ons haar na 'n neuroloog toe. En toe word sy gediagnoseer met 'n ongeneeslike siekte, wat is motorneurose siekte is. Met ander woorde, daar is net een pad. Ons het haar, ek het toe nie meer skool gegee nie, so ek kon haar kyk 24/7. En op 'n stadium land sy in die hospitaal, toe het ons al vryheid toegetrek van Dundee af. Sy word toe baie siek en sy land in die hospitaal in die kliniek in Dundee. En daai dag word my vriendin se sussie en haar dogtertjie begrawe en ek kon nie die begrafnis bywoon nie, maar my man het gegaan. En op daai stadium was Jean-André in 'n reistool. Ons het haar kerk toe gevat in die reistool en dit was haar lewe. By die begrafnis dus kom die een man na Renier toe en hy sê vir hom, weet jy wat? Hy was nie 'n Christen nie, hy het nooit kerk toe gegaan nie. Maar daai Sondag gaan hy kerk toe, want hy het sy selfmoord 100% beplan vir die middag. En hy kon nie verstaan, hoekom moes hy kerk toe, hoekom het die Here hom gedring om kerk toe te gaan nie. En toe hy vir Jean-André in die reistoel sien, toe verander sy gedagte. En hy besluit, hy moet leef, want kyk na daai kind. En toe ons in vryheid is op 'n stadium, sê die dokters vir ons moet haar net na 'n neuroloog toe vat, dat hulle net die medikasie kan verander. Ons vat haar, ek is toe reeds allergies vir 'n hospitaal en 'n dokter teen daai tyd. My ander kind skryf eksamen, my man besluit hy sal haar deurvat, van die neuroloog vlieg die volgende dag Duitsland toe. En 'n vriendin bel my, sy sê, laat jou seun by my kom gaan, en ek vat my bediende saam. Toe ons op die snelweg is, op pad Durban toe is daar 'n ongeluk op die snelweg, ons kan nie verbykom nie, en my man bel my, sê, gaan jy voor 5 uur wees? Want die dokter wil jou sien voordat hy vlieg. Ek sê wel, ek weet nie, totale verkeersstilstand, en helikopters het die mense kom oplig hospitale toe. 5 voor, en ek bid net, ek sê net, Here asseblief, maak vir my 'n pad oop dat ek hier kan deurkom. En hy doen dit nie, en ek kon net verstaan, hoekom nie. En
5:45 toe bel hy my, toe sê hy, is jy deur? Ek sê, ja, die pad het nou net oopgemaak. Hy sê, maar die dokter kon nie langer wag nie. Ek kom by die hospitaal en hy vat my eenkant toe, hy sê vir my, die dokter het gesê, ons moet alle kos van haar weghou, net vir haar water gee, want sy hoort nie op aarde nie. En toe verstaan ek, hoekom die Here nie wou gehad het, ek moes deur daai verkeer kom nie. Dat daai dokter dit nie vir my moet sê nie. En ek het die hele nag tyd gehad, om hom te vergewe, om rustig te raak, en ek kon. En hy sê toe ook vir my, sy gaan nie narkose oorleef, as jy daar ooit onder narkose moet sit nie. Maar in daai stadium het al die kos in haar longe ingegaan, sy kon nie meer sluk nie. En toe is hier 'n Esther kursus, of 'n Adassa kursus, ek kan nie onthou nie. En ek gaan op die verhoog, sonder dat ek wou, dit is net asof die Here my daar geplaas het, en ek vertel net wat die neuroloog gesê het oor my kind. En toe ek afstap, toe wag die kindsunie vir my daar. Sy sê vir my, ek moet met jou praat. Sy sê sy het 'n visioen gekry, 'n week terug. En sy het vir die Here gesê, sy verstaan dit nie, waar kom dit vandaan, vir wie is dit? En toe ek klaar my storie vertel het, toe sê die Here, Vader, dis vir die vrou. En toe verduidelik sy vir my van 'n ambulans en 'n draagbaar met iemand wat in lappe toegedraai is. En hierdie mense probeer diep draagbaar in die lijkhuis inkrim, hulle kry hom nie in nie. Maak nie saak hoe hulle hom draai nie. En die volgende visioen was die draagbaar met net die lappe op. En die week daarop toe gebeur dit. Sy word die donderdag aand verskriklik siek. Die oggend toe sy al blou, want sy kry nie suurstof nie. Ja, gaan dokter toe, en die dokter bespreek 'n bed in Richards Bay, en ek ry saam met haar in die ambulans deur. Toe ons in Richards Bay kom, sê hulle vir my, jammer, hulle het nie meer daai bed nie. Ek sê, ekskuus. Nee, hulle het nie meer vir plek nie, hulle het nie meer bed nie. Nie kom 'n ander suster na my toe. En sy vat my na 'n groot saal met baie mense in, waar 'n enkelkamer ingebou is vir ons twee. So ek het nie nodig gehad om die hele tyd na ander mense te kyk en vrae te antwoord en al daai goed nie. En ek het 'n week, ons het daar die Vrydag gevat, die Woensdag toe sê die neuroloog, die longspesialis, weet jy wat, sy word nie beter nie. Ek sê nee, ons sal sien. En die Donderdag, toe sê al baie beter, en toe sê hulle, okay, ons moet 'n pypie vir haar insit vir voeding. En al wat ek onthou is, sy gaan nie narkose oorleef nie, kan nie dit doen nie. Toe sit hulle voedingspypie deur haar neus, en die Vrydag gaan ons huis toe. En daar kom daai visioen, 'n werklikheid. En in die hospitaal toe daar 'n dieetkundige wat vir my sê, die kos is verskriklik duur. Nou, behalwe al haar mediese onkostes, moet ek nog hieraan dink ook. En soos die boere weet, ons is maar net boere gewees. En sy gee vir my toe 'n tuisresep. En ek sien, my kind was langer as ek. Sy het 27 kilos geweeg. Ek kon sien hoe sy doodgaan, besig is om dood te gaan, as gevolg van honger. En ek bel vir Fresenius KB en hulle sê vir my, ek moet haar gewig en haar lengte deurstuur en haar ouderdom, en hulle werk 'n voedingsplan uit, R11.000. Ek sê, wel, ek kan dit nie bekostig nie. Dis uit my hande uit. Sy sê vir my, gee jou mediese fonds. Ek sê, ek het nie mediese fonds nie, ek het net 'n hospitaalplan. Sy sê, gee vir my jou hospitaalplan. Volgende dag bel sy my, sy sê, kleinskrif onder by die hospitaalplan. Hulle bewillig R11.000 vir tuissorg. En daar kry sy haar kos, en sy tel op, en sy kry weer 'n kleur in haar. En toe word die kos te veel. Ons kon nie vir haar alles gee nie, en ek bel hulle, ek sê, bel asseblief die mediese fonds, of die hospitaalplan, en sê hulle moet dit met die helfte verminder. Sê hulle, nee. Want as sy meer gaan nodig hê, gaan hulle dit nie weer toelaat nie. En ek vra toe, is daar 'n kind wat dit nodig het, wie sy ouers dit nie kan bekostig nie? Hulle sê ja. Toe kon ek 'n
seentjie help. Ek weet nie wat sy naam nie, niks nie. En ek het die hele tyd vir myself gevra, Here, hoekom moet 'n kind so ly? Wat is haar lewe werd? Ek sien dit nie. Behalwe vir die ou wat nie meer selfmoord gepleeg het nie. Wat anders? Hoekom hierdie verskriklike lang lyding? En toe sy oorlede is, toe sit ek eendag by die huis, ek is toe alleen. En ek besluit, weet jy wat, ek gaan haar naam by Google intik. Niks gaan gebeur nie, want sy het eintlik nie 'n lewe gehad nie. En daar wag vir my toe 'n groot verrassing. En ek wil dit graag vir julle lees. Sy en my seun was in Ichthus, die Christelike skooltjie. Sy was een van die eerste kinders vir daai jaar. En haar juffrou se naam was Stella. Nesser Christen Gesentreerde Akademie, die plek waar mense arensvlerke kan kry. Die ontstaan van Nesser, 'n nederige begin. Op 'n klein dorpie, Dundee in KwaZulu-Natal, het God Drie-enig in die harte van twee vriendinne die begeerte laat ontstaan om hulle kinders 'n Christen gesentreerde skoolopvoeding te gee. Helena Viljoen en Lientjie Prinsloo het dadelik aan die werk gespring. So in 1997 toe die skooltjie geopen. Die Here weet wat ons nodig het, nog voor ons kan kies of kan vra. Januarie 1997 het die skool begin. Ichthus beteken die seun van God. Ek wil nou net na die volgende een gaan. Die skool begin met 5 dogtertjies en 5 seentjies en Juffrou Stella Haasbroek as onderwyseres en hoof. Een van hierdie dogtertjies, Jean-André Arker, het 'n spesiale leerbehoefte gehad. Deur haar het Stella 'n besondere liefde vir remedierende onderrig ontwikkel. Die Here het hierdie kind gebruik om vir Stella kosbare vaardighede te leer. En Stella het 'n skool, haar man is verplaas en sy het toe 'n skool geopen op Delmas, Nesser, as gevolg van Jean-André. En daar word my vraag beantwoord van wat sy nut het haar lewe gehad. En ek en 'n vriendin ry dan toe, so 2 jaar terug. En ek sê vir haar, ek wil net gou by die arbeidsterapeut omgaan, want ek ken haar. En so deur die gesprek sê sy my, Tannie, weet Tannie wat? Ek het altyd pauses by Jean-André gaan sit, want sy was alleen. Het ons saam ons toebroodjies geëet. En eendag gaan ek huis toe en ek sê vir my ma, ek weet wat ek gaan swat. Sy sê wat? Sy sê arbeidsterapeut. Sy sê, hoekom dink jy in daai rigting? Sy sê, want Jean-André het dit in my hart gelê. So, jy kan deur 'n woestynpad gaan, ja. Jou doel op aarde, wanneer jou doel volbring is, dan gaan jy gaan. Toe haar doel volbring is op aarde, het die Here haar gevat. En ek het nogal baie geskop of vrae gehad daaroor. En ek het 'n swart dame gehad in Margate wat vreeslik vir haar gebid het. Sy het nie geweet hoe sy lyk nie. Sy het nie geweet, sy het niks van haar geweet en sy het net geweet sy moet vir haar bid. Dan bid sy my as Jean-André baie siek is, dan bid sy my en dan sê sy ekskuus. Dan sê sy vir my, what is wrong with our child? En dan bid sy vir haar. En eendag bel sy my vriendin wat my aan haar voorgestel het en sê vir haar, I had a vision, I don't know who it is, but it's a beautiful young lady with red long hair in a white dress. And she said to me, tell my mother she must go on with her life because I'm very happy. So, ek het beplan om glad nie 'n traan te stort, maar ek weet ek het 'n oogprobleem. So, ek kan agter haar wegkruip. En toe lees ek verlede week, lees ek 'n ding van
Joandre Potgieter. Pyn is nie 'n bewys dat God jou verlaat het nie. Baie van die mense wat God die kragtigste gebruik het hy eers deur diep valleie laat gaan. So as jy vandag deur 'n diep vallei gaan, weet dat dit ook God se plan is. Want hy het 'n beter plan. Dit gaan vir hom om almal in die hemel te kry. En al moet hy iemand gebruik op 'n woestynpad, dan is dit reg. En ek wil net vir julle sê, ek glo dat elkeen wat hier sit, gaan deur 'n situasie in hulle lewe. Moenie moed opgee nie. God gebruik jou in jou situasie om iemand anders te help. So moet dit nooit vergeet nie, want dit gaan nie om ons nie. Wat is sy doel vir ons op aarde? Ons is nie op aarde om net na onsself om te sien nie. As jy in die oggend opstaan en jy het nie 'n goeie nag gehad en jy stap uit en iemand het jou nodig en jy is nie lus vir daai persoon nie, jy mis 'n geleentheid. En ek wil net vandag sê, indien jy nie vir God ken nie, indien jy hom nog nie aangeneem het nie, moenie wag nie. As 'n mens kyk na jou verlede, dis verby, jy kan niks daaraan verander nie. Die Here het jou vergewe, vergeet jou verlede, moet dit nie saamtrek nie. Jy het nie meer gister nie, jy het net vandag om te leef. En doen dit, sodat ons moet dit doen sodat ons God kan behaag. Ons het nie môre nie, ons weet nie of ons môre hier gaan wees nie. Toe die Here die Israeliete deur die woestyn gelei het hy vir hulle elke dag gesorg met manna. Maar hulle kon nie manna bymekaar hou vir môre nie, dan sit vrot. En daardeur moet ons weet dat vandag is die enigste dag wat ons het. Môre is in sy hande. En ek wil regtig 'n beroep op almal maak. As jy 'n verskil in iemand se lewe kan maak, doen dit. En leef jou lewe soos God jou lei om dit te leef. Want jy gaan iemand raak. Joandre kon nie praat nie, naderhand nie. Sy het nie 'n woord gesê nie. En sy het mense se lewens so omgedraai. Net deur haar krisis. En baie dankie vir die geleentheid. Ek wil graag hê hulle moet net 'n liedjie speel wat ek vir Pastor Michael gevra het. Want dit het my getref hierdie week toe ek moes besluit het. En ek wil vir julle sê, die duiwel het alles probeer om my hier af te hou hierdie week. Dankie. Not in a palace, not in a temple, not among leaders or kings, but outside the city where criminals were taken. He was placed between two thieves, two men condemned by law, two men whose stories had already been judged. No crown around him, no honor beside him, just guilt on both sides. He did not die with priests, he did not die with apostles, he did not die with the respected, he died with sinners. One of the criminals looked at him. If you are the Christ, save yourself and us. Even in his final moments, still demanding, still doubting, the other turned and spoke. Do you not fear God? We are receiving what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. In the middle of pain, in the middle of pain, in the middle of judgment, he saw something. Not just a man dying, but a man who did not belong there. Then he said something simple. Jesus, remember me when you come into your kingdom. No long prayer, no explanation, no time to fix his life. Just a request, remember me
And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Not tomorrow, not after proving anything, not after making things right. Today, he did not come down from the cross, he did not escape death, but he did not die forgotten. This is the story, a man who lived wrong reached the end, and in his last moments found the right place to look. Sometimes life doesn't give you time to fix everything. Sometimes you don't get another chance to rewrite your story. But grace does not wait for perfection. It meets you where you are. He was not baptized that day. He did not join a church. He did not live long enough to show change. But he believed, and that was enough. And look where Jesus was. Not surrounded by honor, but surrounded by broken people. Because that is where he chooses to be. So if you feel far, if you feel like your life is already decided, if you feel like you missed your moment, remember him. A thief, a criminal, a man with no time left, who found mercy in the final hour. Jesus, remember me, that was all, and it was enough. Because the one who hung between sinners came for them. He did not die with kings, he died with us. And even there, he was still saving. Remember me. Okay, ek het nou glad nie hierdie beplan nie, so my naam was nie deel van die lysie nie. Maar ek het regtig 'n behoefte om met almal te deel wat met ons gebeur het. Ek gaan dalk bietjie deur mekaar praat want ek het nie voorberei nie, so kom ons probeer maar die gaatjies vul soos wat dit gebeur het. Dit was daai oggend wanneer toe die vrouens daai damesoggend gehad het en ek woon altyd sulke goedjies by. En daai oggend toe ek vir Herman sê ek gaan sien toe gaan, toe het ek die gevoel gekry, hy wil graag hê, ons het 'n Saterdag gehad, so hy wil graag hê, ons moet dit as gesin saam spandeer, en die vorige dag het ons 'n bietjie perd gery, en die idee was om weer perd te ry daai dag, en ek sê toe vir hom, nee, dis reg, ek gaan bietjie by die huis bly, en dan is ons rustig, bietjie, dis 'n besige week, besige kwartaal, so kom ons wees besig, en ek laat weet vir Adel, en ek sê, jammer, ek gaan dit nou nie vandag maak nie. En so gaan die oggend verby, of nie, heeltemal nie, en ek besluit toe, ek gaan op die stoep bly, en ek is nog besig om my eie naas te doen, en die kinders en Herman het gaan perd ry. En die volgende oomblik, ek staan in bewe, die volgende oomblik, toe kom my dogtertjie daar aan, en sy sê vir my, papa het van die perd afgeval. En ek sê vir, moet ek kom? Sy sê, ja mama. Ek sê, ok, ek kom. En ek klim in my kar, en ek ry toe, want ek weet ook nie presies waar het gebeur het op daardie stadium nie. En toe sit nou nie te ver van die huis af nie. En ek kom daar en ek stop, en Herman lê daar op die pad, en hy kan nie opstaan nie, en hy gooi op, en ek probeer hom in die kar kry, maar hy is te swaar, hy kan my nie help nie. Elke keer sê hy vir my, ek gaan nou, en nou so, ja, ek dink 20 minute en 'n halfuur sê ek hierdie nou gaan nie gebeur nie, want hy bly opgooi, en ek kry hom nie in die kar nie, en nou moet ek hulp nodig hê, en dit was betaalnaweek, en baie van die boere het betaalnaweek gehad, so daar was nie mense om my te help nie. Eers het ek vir Werner Skeepers hulle gebel, hulle was nie daar nie, Mariska hulle was nie daar nie,
quote hulle was in Belito gewees. Hulle het daar gaan vakansie hou vir die naweek. En selfs die feit dat hulle soontoe gegaan het, daar was soveel goed wat hulle wou keer om te gaan, maar op die ou ende het hulle toe gegaan. Maar okay, toe staan nou niemand wat my kan help om in die kar te kry nie. En ek bel toe vir Cathy, hulle boer ook daar naby, en sy sê, okay, ons is op pad. En toe sy daar aankom, toe sy sê, okay, toe sien sy nou wat hier aangaan. Dit is bietjie ernstig. En ek en sy en Pieter en ek dink daar toe nog iemand daar opgedaag. Ons stel toe vir Herman in die kar in en ons sit hom op die agterste seat. En hy's 'n lang man. Maar ons het nie 'n keuse gehad nie, want ons het nie geweet hoe om hom daar in te kry nie. So ons het hom so letterlik ingesquash. En omdat hy so opgegooi het ek geweet daar's 'n ernstige brein iets hier aan die gang. Jy weet nie wat nie, hy's nie stikkend nie. En hy het altyd gekla van sy oor wat seer is. Maar ons moes hom by die hospitaal kry. En toe het ons hom daar ingesquash en ek sê vir Cathy, klim in. Intussen los ek my kinders net daar so. Hulle weet nie wat aangaan nie. En ek klim in die kar en ek ry. En ek moet vir hulle sê, die oomblikke op pad hospitaal toe, was ek so helder gewees. Ek het presies geweet wat om my aangaan. Ek het presies geweet wat ek moet doen. Ek het presies geweet ek moet vinnig ry. Ek het presies geweet van elke pothol in daai pad. Ek het geweet ek moet vinnig ry, maar ek kan nie nou 'n ongeluk maak nie. Daar was speedkops, ek het op die groep gesien, daar was speedkops by die landbouskool. Ek het geweet hulle gaan my aftrek as ek verby hulle jaag. So in daai oomblik het ek nog 'n boodskap gestuur en ek het gesê, asseblief laat hulle net die pad oopmaak want ek is op pad en ek het nood. En die mense het my gehelp en hulle het die pad oopgemaak. En op pad uit het Mariska en Regard toe ook van Belito afgekom, maar hulle toe ook na ons toe gejaag en hulle het toe nou die kinders gekry. So toe weet ek daarom nou die kinders is okay. En Cathy het agter by Herman gesit. Hy het heeltyd opgegooi, gesê elke hobbel waaroor ons gegaan het, het hy gekreun van die pyn. Sy kop was baie seer. Okay, en toe ons nou hier aankom, toe het ons hom nou by die hospitaal gekry. En ook weer gesukkel om uit te kry en alles, maar toe het hulle 'n CT scan gedoen. En die eerste uitslae, toe sê hulle vir ons, daar's nie bloeding op die brein nie. Want hulle wou vir hom niks medikasie gee nie, want hulle het gesê hulle moet weet of daar bloeding op die brein is. En toe sê hulle daar's nie bloeding op die brein nie. En toe is okay. Toe dink ek hy dalk sy oordrom gebars of iets, want hy het verskriklik gekla oor sy oor wat seer is. In 'n geval hulle het hom toe nou daar in ongevalle, en dit is waar ek vir hom Philip raak geloop het. En toe het Mariska ook daar aangekom. En die volgende oomblik toe is Michael en Adele daar. En ek het niemand laat weet nie, maar almal het opgedaag. En toe lê hy nou daar, toe sê hulle vir hom, hulle gaan hom net gou 'n bietjie skoon maak. En ek gaan toe om papiere te teken. Intussen het ek ook vir die wet van Greening gebel, want ek het geweet ek moet hom uit die hospitaal uitkry vir 'n tweede opinie. Maar ek het nie geweet hoe ek hom gaan uitkry nie, en ek weet die wet is al deur so iets, en ek het ook geweet ek kort iemand wat kan vinnig ry, maar wat kan verantwoordelik ry, en dis nie ek nie. En toe het ek vir die wet gebel. So die wet en Arthur het toe op die einde ook daar opgedaag. En ek gaan toe voor portaal toe om net die dokumente te teken, maar hulle wil niks weet om hom te laat gaan nie, want jy het hom nou klaar hier ingeteken, so nou moet jy daar bly. En die volgende oomblik, ons almal is nog daar in die voorportaal, en toe die volgende oomblik, toe hoor ons net, daar word geskree. En ek hardloop, ek was kaalvoet ook, want ek het nie skoene aangehad nie, ek was besig om my naas te doen. En ek hardloop, en toe ek haar deur ooptrek, toe sit hulle bo hom. Toe het sy hart gaan staan. Dit was bietjie erg. Vir
10 tot 15 minute. Michael, De Wet en Arthur. Hulle het ingegaan, ek het die deur toegetrek. Ek het besef wat besig was om aan te gaan. En ek het net buite gestaan en ek het begin bid. En Adele was daar en Cathy was daar en Mariska was daar. En ons het op daai vloer van 'n hospitaal gebid. Soos wat ek nie weet hoe mense kan bid nie. En ek is seker binne in waar Herman was, het Michael, De Wet en Arthur net so gebid, want hulle het alles gesien gebeur. En ek onthou net soos elke oomblik, as iemand daar uitkom, en ons kyk net vir 'n reaksie, en hulle wys vir ons, niks nie. Ek weet nie, dit het 'n paar keer gebeur. En ek onthou hoe ek gesê het, maar hy het net van 'n perd afgeval. Hoe gaan staan sy hart as hy van 'n perd afval? En eventueel, toe kom daar iemand uit, ek kan nie eens onthou wie dit was nie. Toe sê hulle, daar's weer 'n hartklop. So vir iets wat soos, dit het gevoel soos 'n uur lank. Daai 10 tot 15 minute, ek het na die tyd gehoor hoe lank dit was, of ons weet nie presies nie, maar hulle sê omtrent so lank, maar dit het vir my soos 'n uur gevoel, want ek was seker my man is dood, want hoe so lank is daar nie hartklop nie, en dan ewe skielik is daar weer 'n hartklop. In 'n geval, toe het hulle hom nou bygekry, en hy was die hele tyd onstabiel. Ek moet ook sê, hulle het ons daar binne toegelaat, daar in die emergency unit, en ek dink nie eers, dit word eintlik toegelaat nie, maar ek dink nie, hulle het geweet, hulle gaan ons hier daar uitkry nie, almal van ons, want later het Jan CV ook daar opgedaag, die Kefes het daar opgedaag, en almal was net daar, en hulle het ons nie daar uitgejaag nie, en ek is soos, dis een van die wonderwerke, want ek hoor ook, terwyl hulle besig was om Herman se hart te probeer aan die gang kry, het een van die susters daar gesê, sy is besig om moeg te raak. Maar ek dink, met daai 3 mans wat daar binne was, het sy nie kans gestaan om op te hou nie. Dus jy kan nie nou ophou nie. En iemand anders het toe oorgeneem, en ja, sy hart het toe weer begin klop. En okay, so voor die tyd, wou hulle nie gehad het, Herman, ons moet hom skuif na 'n ander hospitaal toe nie. En toe dit nou gebeur het, toe het hulle half toestemming gegee dat ons hom kan skuif na 'n ander hospitaal toe. Na dit gebeur het, ek was redelik sterk die hele tyd, maar na dit, ek gebruik maar die woord crash. Toe het ek gecrash. Toe, al wat ek net gesê het is, kry hom nie uit, kry 'n helikopter, ons moet hom net uitkry. En daai mense wat die Here in daai hospitaal vir my geplaas het dit laat gebeur. Ek weet nie hoe hulle dit reg gekry nie. Ek weet, een van Herman se broers van Pretoria, hy het ook gehelp, toe hy die nuus kry. So, daar het net soveel mense daar opgedaag, sonder dat ek gevra het, dat iemand opdaag, en hulle het my gedra, toe ek nie meer in staat was, om myself of my man te dra nie. En toe het dit nou nogal lank gevat, hy was baie onstabiel geweest, dit was die hele tyd so op en af, sy vitals, en goeders, daar het 'n tyd gekom wat hy weer bygekom het, en wat hy probeer kommunikeer het, en goeders, Herman kan niks van hierdie onthou nie.
Tot vandag toe kan hy niks onthou nie. So elke keer as iemand vir hom 'n storie vertel, dan vul hy nog 'n blokkie in, want ek dink ek vergeet ook seker maar 'n bietjie van die goed wat gebeur het. Toe die helikopter nou daar stop, hy kon nie by die hospitaal land nie, want ons moes 'n groter helikopter kry, want hy was 'n groot man. Die hospitaal hierso is lyk my net vir klein helikoptertjies met kinders en so ons moes die vliegveld gebruik. En toe die helikopter daar stop, en daar was 'n trauma chirurg op daai helikopter. En toe hy daar stop, en ek sien hom en ek sê, asseblief kry net my man lewendig in Umhlanga. En hy sê vir my, nie waar nie, hy is in goeie hande. Daai rustigheid van daai man kon ek aanvoel. Ek het geweet, hy is nou in goeie hande. En uiteindelik het hy gekom en hy het vir Herman gestabiliseer. En hy het hom gestabiliseer en ek mag nie saam in die helikopter gegaan het nie. So Mariska het toe aangebied om my, sy het die dag teruggekom van Ballito af. Toe moes sy weer uit, toe bied sy aan om my weer Ballito toe te vat. Sy en Adal het na ons plaas toe gery. En hulle het vir ons gaan klere pak. En want alles het soos 'n proses, dit het nie vinnig gebeur nie. En ja, toe het ons nou toe het hy op die helikopter geklim en hy is toe nou daar weg. En Mariska en ek moes in die aand hierdie Shawi Mammoth pad ry. Dit was einde van die maand. Dit was 'n Saterdag. Daar was soveel dronk mense gewees. Op 'n tyd het ons reën gekry. Voor Ballito het ons iets gesien. Ek dink iemand het van 'n brug afgespring en 'n trok het hulle getref en dit was nog so oop daar. Toe sê ek en Mariska net so, "Sjoe, ons het nou genoeg van hierdie dag gehad." Nou, die ander ding is, hy was na 1 uur en 15 minute, was hy toe al in Umhlanga gewees. Toe is ons nou nog op die pad. Toe gelukkig, toe was Koot en Leonie in Ballito gewees. So, hulle kon hom toe half daar ontmoet. Sy broer is 'n vlieënier vir SA Airlink en hy het geland, ek weet nie van waar af nie, en hy het dit gehoor en omdat hy 'n vlieënier was, kon hy dadelik op die volgende SA Airlink vlug klim Durban toe. En toe het Koot hulle hom daar opgetel, so Herman het sy broer en een van sy vriende daar gehad, en hulle kon my laat weet het, hoorie, hy het dit gemaak, hy is lewendig, want ek kon nie daar wees nie, so jy ry die hele tyd en wonder, is hy nou okay, maak hy dit, jy weet nie wat aangaan nie. So hulle kon my laat weet het, hy is okay, die helikopter is daar, en toe moet hy nou ingaan vir chirurgie in die hospitaal in, maar ek moes hom afteken, maar ek is nog 3 ure weg. En toe gelukkig, omdat hulle toe nou daar is, sy broer, ek dink Koot het gesê, hy is ook sy broer, net om toegang te hê, toe kon hulle dit afteken, en ek het al die mediese besonderhede vir hulle deurgestuur, en Herman kon toe dadelik ingaan, vir die dreinering en al die goedjies, want op die ou ende toe was daar nog eintlik bietjie bloeding op die brein ook, wat hulle nou vir ons gesê het, hier is nie, daar was toe nou, maar daarom nie te ernstig nie. En ja, toe van daar af, toe sy nou in goeie hande gewees. Ek dink hy was 4 of 5 dae in ICU, ek is nie seker presies so lank nie, en toe sy weer na 'n gewone saal toe geskuif, en die dag toe hy ontslaan is, toe moes ek hom soos met 'n rolstoel daar uitstoot. Dit is hoe swak hy was. En van die dag daarna, toe het hy net begin beter raak. En nog elke dag het hy net beter en beter geraak. En ons was hierdie week vir sy 6 weke ondersoek gewees.
en alles lyk goed. Hy loop, hy hoef nie meer sy rugstuk te dra nie. Hy het vandag vir my gesê, hy dink nie, sy brille is dalk eers meer so nodig nie. Hy voel, hy kan dit ook dalk begin los. So, al wat ek, en nog 'n ding, want ek het vergeet om dit die vorige keer te sê, toe ek 'n boodskap gemaak het, is, die Here weet wat so goed is hy oor jou pad in die toekoms gaan stuur. Die Here het presies geweet wat daai oggend met ons gaan gebeur. Hy het dit jare vooruit geweet. Want al ons goedjies het so in plek geval in hierdie slegte omstandighede wat met ons gebeur het alles tog uitgewerk. As hierdie tipe ding van ons 3 jaar terug gebeur het in ons boerdery, weet ek nie wat sou geword het van ons boerdery in daai 2,5 weke wat Herman nie daar was nie. Maar die laaste paar jaar, die een tannie sit hierso, ek het hom gesien, tannie Sonet, het hy vir ons engele op ons plaas gegee, wat ons so dra en so van hulp is op die plaas, dat toe dit met Herman gebeur het, toe kon alles net aangaan. Vir 2,5 weke het daai mense, daar's 'n groot projek op die plaas wat aan die gang was, en alles het net aangegaan. En 3 jaar terug sou dit nie kon gebeur het nie, want daar sou nie leiding gewees het nie, niemand sou geweet het wat om te doen nie, maar die Here het geweet, dit gaan gebeur, en hy het die regte mense op ons pad gesit, en hulle het geweet wat om te doen, hulle het geweet wat van hulle verwag word, en hulle tot die beste van hulle vermoë, het hulle aangegaan op die plaas, sonder Herman wat daar was. Nog 'n ding, hoe ek sê die Here weet presies, is die feit dat Quit hulle ook daar was. Jy weet, as Quit hulle nie daar was nie, kon hy nie afgeteken het dat Herman die operasie gekry het nie. En hierdie is maar net een van my stories van hoe die Here weet wat in die toekoms in jou lewe gaan gebeur. Dit het al so baie, daar het al soveel goed met my gebeur, en dan in die oomblik, dan weet jy nie, hoekom ek deur hierdie goed gaan nie, jy weet, toe Herman begin boer het, het ons 2 droë jare gehad, sy het nie geërf nie, so alles was op skuld, met 2 droë jare, en ons was maar eintlik bankrot gewees, niemand het ons net aan gaan gee nie, en baie mense geld geskuld, maar ons het dit daarom terugbetaal, na baie jare, en ons het daai tye selfs, ons het so baie uit dit uit geleer, so dit was nodig vir ons om deur dit te wees, om te besef hoe afhanklik ons van die Here is. Want maak nie saak hoe hard jy werk nie, maak nie saak, jy kan alles reg doen, jy kan die mielies reg plant. Dit is belangrik dat jy jou bes te doen, maar op die ou einde is dit die Here se genade wat daai oes vir jou gee. As die Here nie vir jou die son en die reën op die regte tyd gee nie, is daar nie oes nie, dan kan jy doen net wat jy wil. Daar gaan nie oes wees nie. En in daai tyd het ons dit geleer. En vandag kan ons vir mense werk gee om vir hulle gesinne kos te gee. En vandag kan ons die Here dien deur die talente wat hy vir ons gegee het, om te groei en te bou. Ons is nie mense wat afbreek nie, ons verbeter waar ook al ons gaan. Herman is nogal baie goed daarin, hy het 'n besonderse talent van die Here gekry om net alles net beter te maak, en ja, hy het 'n besonderse talent regtig vir dit gekry, en ek dink net die Here het gesien, sy tyd is op hierdie aarde is nog nie verby nie, en hy het nog baie planne vir hom, en ek sê vir die Here, dankie daarvoor, en ja, ek dink net, die Here weet wat in die toekoms gebeur,
en wanneer jy daar is, besef jy dit nie, maar in daai donker tyd lei die Here jou daardeur en hy maak jou sterker aan die ander kant. So dankie. As julle gedink het, julle gaan voor een by die huis wees, dink weer. Ek wil net 'n paar grepe uit my kleurryke lewe met julle deel. En die eerste ene was, ek verskoon die stem, dit is deel van al die narkose en pype en goeders wat hulle my keel afgedruk het. Die eerste gedagte wat ek met julle wil deel was, toe ek in 1991, ek het my gehoor, toe ek besluit het, ek wil my sakebelange van Vryheid af na die Kaap toe stuur. Dit was nie 'n voorgoed bedagte ding gewees nie. Ons het afgegaan Kaap toe en in Woester het ons gekyk na 'n besigheid en dit het vir ons na 'n oulike besigheid gelyk en ons het gekoop. Want Marlene het woord gekry dat rondom Jerusalem is daar berge. En soos jy weet, rondom Woester is daar ook berge. En op die rug daarvan koop ek hierdie lekker besigheidjie. Het was so 'n maand later te besef ek, hier's 'n groot mistake. Ons gaan pak kry hier. Ek bring Marlene terug Vryheid toe. En ek gaan aan om te probeer red wat ek kan red. En op die einde van die dag het ons daarom 'n koper gekry en weer van die plek ontslaag geraak. Maar op die manier is ons 6 maande later terug in Vryheid, op die randjie van bankrotskap. En ek gaan na die prokureur toe, Cox en Vennote op die tyd, en ek sê vir Eddie Vogel, hoorie, ek het daarom ook 'n binneste, hier is die sleutels, hier is die kaarte en transporte van die eiendom wat ek het, likwideer my, dat ek daarom in ere kan bankrot speel en almal in die oë kan kyk, in die dag van môre. Eddie het gegaan en hy het vir Japie, Lou en Bertus van der Merwe, die vennote van daai dag, gaan roep en vir hulle gesê, hoorie, dis die man se plan. En Bertus en Japie het die sleutels so vir my teruggestoot en die kaart en transport vir my teruggegee en vir my gesê, ons ken jou, gaan beklei. Gaan begin weer jou besighede en doen wat Johan vind om te doen. Stap daar uit, en as jy die gebou ken, as ek die trappies af en toe ek op die onderpunt van die trappies kom, in Hoogstraat, staan ek die wêreld so en kyk, en ek sê vir myself, hoe moet ek gaan beklei? Ek het dan nie eers 'n slingervel of 'n klippie in my hand nie, en daar staan Goliat oorkant, hy wil geld hê. Ek was nog besig om in die kar te klim, lui my telefoon, en 'n eertydse kollega van my, John Barrett, is aan die ander kant. En hy sê vir my, Dutchie, I believe you're back in Vryheid. Ek sê vir my, ja. En hy soek detail, ek sê vir my, ek gaan nie nou meer daaroor praat nie. En hy sê vir my, weet jy wie is CCW? Ek sê vir my, ek het nie 'n klou nie, wie is CCW? Hy sê, dit staan vir Cash and Carry Wholesalers. Hulle word verteenwoordig deur Robin Wright en Terry Warren. En hulle het my, John, genader om hulle winkel in Vryheid te kom bestuur. Maar ek moet 'n vennoot kry wat saam met my werk. Die ding is te groot vir een man. Ja, okay. Hoe maak ons nou? Waar gaan ons nou heen? Hy sê nee, ons het 'n afspraak môre aand met hulle in Natal Spa om hulle te ontmoet en die gesprek te hê. Ons het by Natal Spa gekom, ons kon nie in die sitkamer vergader nie, maar daar was elke rep in die land was daar en daar was meelenaars en allerhande snaakse goed. En as hulle ons bymekaar gesien het, dan was ons verrassing daarmee heen. En ons vergader later aan daai aand in die hotelkamer saam met Robin en Terry. En hulle sit die plan op die tafel. En ek dink myself, maar ja, hoe is dit moontlik? Wat gaan nou aan? En op 'n speeltafel in 'n hotelkamer teken ons daai aand 'n vennootskapsooreenkoms wat my 'n 24% aandeelhouer maak in Vryheid Cash and Carry. Hier staan ek
basies 24 uur nadat ek geen plan gehad het nie, staan ek hier met 'n aanbod. En Robin sê vir my, how much money would you like to earn in a year? En die voortvarendheid in my het nog steeds daar gewees, en ek sê vir my R1 million. Hy sê my, that's marvelous, there's 4 of us, go and make 4 million. En dit was my mandaat, van bankrot, now go and make 4 million, because there's 4 of us. Dinge het begin lekker gaan, Vryheid Cash and Carry is gebore, en die ding was besig om 'n monster te word, in die sin dat gelukkig ek was tegnologies ongestrem, en daar sit my administratiewe bestuurder van die dag, maar toen later besluit, het is nie 'n goeie idee om vir sy skoonpa te werk, hy wil liefst vir die liewe Vader gaan werk, en hy het my blessing gehad daarop. Ek het hom laat gaan, dat hy vir die liewe Vader gaan werk, eerder as vir my. Dinge het begin lekker gaan, en toe kom 25 November 2005, 8 op die Richterskaal volgens die kardioloog hartaanval. En dan sit ek plat op die grond, game over, maar ons bid en 'n gemeenskap bid. En Chris van die Kerk, Johan se pa, kom staan hier so praksie vir my en dokter Christo van der Berg bid. 'n Gemeenskap bid, ek myself bid. En ons is deur daai ene. Ons het aan die ander kant van die rivier weer uitgekom. Vryheid Cash and Carry het die monster geword wat hy geword het. En vir 30 jaar het hy die groothandellandskap in vryheid geregeer, totdat ons hom aan Makro, aan Walmart verkoop het. En toe kom die Amerikaanse dinkrigting in, en dit gaan nie heeltemal so lekker vandag nie, maar dit is 'n ander dag. Wat my eintlik na die punt toe bring, van 11 Februarie 2026. Dis die dag wat ek ons badkamer en slaapkamer in 'n bloedbad verander het. Hoe hoor ek? Want ek weet daar niks van nie. Ek was nie by nie. Ek het op 'n manier het ek geval, my kop oopgeskeer en wat daarmee saamgaan, en ook bloeding op die brein gekry. Maar ons het dit nie besef op daai stadium nie. Nou Dr. Manfred toe uitsteke ingesit hier agter, scan gedoen. Scan wys nie bloed nie. 'n week later, ek is terug huis toe, ons gaan aan met ons lewens, maar 'n bietjie onwankelrig. 'n week later is dieselfde prosedure. Vroeg die oggend val ek bo op Marlene, gelukkig hierdie keer, dankie ma. Val ek bo op Marlene die oggend en ek kry nie skade nie, gelukkig sy ook nie. Maar op daai stadium word ons gehoorsame ouers met die kinders het besluit, hierdie is nou genoeg. Jy gaan na hospitaal toe. Hier moet nou 'n besluit geneem word oor wat hier aangaan. En op die manier land ek toe nou hier in Vryheid Hospitaal. En ek was so 3 dae nog scans, maar dit wys nie noemenswaardige bloed nie. Maar so by die 3de dag, toe kom Twala by die familie te sê, hoorie, hierdie kite gaan nie vlieg nie. Hierdie man se hart is op 35% en sy niere is besig om in te gee. Ons moet hom maar in Pretoria kry. En op die manier is ek daai Saterdagoggend Pretoria toe, en daar ontmoet ons 'n neurochirurg, Dr. Machaba. En 'n man van baie woorde nie, maar hy het my bekommer op daai stadium, want jy weet, nou is jy in die vreemde en die vanne om jou klink nie reg nie. Maar dit is nou maar een van daai dinge waarmee ons moet vrede maak in die lewe wat ons vandag lei. En hy stel 'n internis aan met die van Mokatong. Dit raak al hoe lekkerder. En waar is my water? En so kom die manne toe daai maandag uit met 'n diagnose. Machaba sê, en ek moan, want dit is seer, en ek het kopseer, en al die goedertjies is verkeerd. En hy vra naderhand vir die gesin, wat is hierdie man se pyndruppel? Hy lyk vir my nou so 'n bietjie van 'n softie, en ek dogboet, stadig met daai woorde, want die bloeding wat ons sien,
hang nie saam met die pyn wat hy beweer hy het nie. Die familie kon hom nie antwoord nie, want ek was nog nooit in pyn gewees nie. So, dit is maar een van daai dinge. Besluit toe in elk geval, hulle gaan maar die operasie doen, Beul prosedure, wat hulle nou maar 'n gaatjie in die kop gaan boor, om as daar bloeding is, dit los te laat, selfs as wat Herman gehad het. Ek is bietjie ongemaklik, soos ek sê, die vanne om die vloer, om die tafel is 'n bietjie verkeerd. In my boek, want ons kom uit die vorige bedeling uit. En die narkotiseer, mevrou Dr. Bester, verskyn op die toneel en ek begin 'n bietjie gemakliker voel, want dit is daarom ietsie wat 'n ou kan herken en mee kan gesels. En sy sê vir my, hoor, jou situasie is 'n bietjie ernstig, maar ons glo niks is gewaarborg nie. Ons gaan jou invat teater toe, ons vertrou dat alles goed sal afloop. Ek hou nie van wat ek hoor nie. En in die wagkamer van die teater kom sy na my toe en sy sê vir my, alright, hierdie ding moet ons nou uitsorteer. Die manne in wie se hande jy vandag is, daar is ook 'n labbeskag nie, en ek dog nee, nou gaan dit beter. Die manne in wie se hande jy vandag is uniek. Hulle is die beste wat hierdie hospitaal jou kan bied. Hulle is beide instrumente in die hand van die Here. Aanvaar hulle as sulks. Nou begin ek beter voel. En ek moet vir u sê, dwars hierdie ding, ek moet ook nog half teruggaan. Ek was half moeilik, ek wou nie eet nie. Jy moet nie 'n waslap na by my bring nie. Niks van daai goed wil ek van weet nie. Maar toe sy nou vir my sê, okay, dis waarheen ons op pad is. Toe begin ek vir die eerste keer vurig bid. Want dwars deur dit alles was 'n ou half en half in 'n koma, jy het nie regtig geweet wat om jou aangaan nie. En ek begin vir die Here vra, al wat ek vra, asof dit niks is. Al wat ek vra is, as ek uit hierdie operasie uitkom, mag ek asseblief kan sien, mag ek kan hoor, en mag ek kan praat. Dat my lewe normaal kan aangaan. Die operasie het gebeur, hier staan ek, dit was duidelik 'n sukses gewees. En die Dr. Bester sneek vir Marlene in die teater in en sy sê, jy mag nie hier wees nie, maar kyk. En ek hoor my vrou en ek sien my vrou en ek praat met haar. Halleluja, amen. Baie dankie. Nou begin die stryd. Ons is nou uit die hospitaal uit. Die hoofpyne en al daai goedjies is weg. Dit was 'n onmiddellike sukses geweest. Maar ek is so swak, ek kan ook niks vir myself doen nie. Ek kan nie loop nie, ek kan nie dit nie. Fisio probeer my met 'n loopram. Sy sê vir my, oom, vat my om die nek en trek jouself op. Ek dog vir myself, maar jy kan, dit gaan nie gebeur nie. Maar so op die manier het die ou toe nou maar rustiger geraak en die eetding was nog steeds 'n probleem geweest. My tyd in die hospitaal het verbygegaan. En dit is tyd om na die step-down toe te gaan. Dieselfde storie, ek wil nie eet nie, ek wil nie 'n waslap na by my hê nie, ek wil niks hê nie. En hulle gaan verklaar my by die, ek gaan nou maar die hoofmeisie noem, ek kan nie haar naam onthou nie, die matrone, ek wil nie eet nie. En sy kom na my toe, sy sê vir my, waarvoor het jy lus? Wat van sop? Ja, okay. Gaan nie van hierdie een ontslae raak nie, ons moet maar die sop vat. En wat van toast? Ja, 'n stukkie toast sal ook alright wees. En wat van yoghurt? Nee, dit sal ook lekker wees. Daar's foto's waar ek met 'n lepel sit en yoghurt smeer op die toast. Net om van hulle ontslae te raak. Maar dit is op 'n ligter oomblik van die dag gewees. Daar was baie hartseer gewees en met daarmee saamgaan. Maar genadiglik het op die einde van die dag alles ten goeie uitgeloop. Ek is nog steeds koelkop gewees, ek is mommie. Michael en Adele kom Pretoria toe. Hulle sien my, ek is dof, ek is wasig. Michael begin Google, hy bel die dokter en sê, pil A en pil B, gaan die twee nie nonsens maak nie. Ja, sê hulle, en hulle vat van die pille weg. En daar begin die lig opgaan. Dit begin beter gaan. En hulle kom weer Pretoria toe, kom haal vir my en Marlene, bring ons terug huis toe.
5 weke terug, toe help hy my uit die kar uit en ek loop met 'n loopraam die huis binne, 'n wankelrug. Dis 5 weke later. Ek gaan weer my hare met 'n kam en nie met 'n waslap nie. En my wange gaan weer rooi en vol word. Maar intussen is dit nog 'n pad van herstel. Maar ek dank almal hierso en ek weet daar het baie gebede vir ons opgegaan. Alle eer aan die Here. Dis die 3de geleentheid wat ek in my lewe kry. Ek dink ek moet nou begin versigtig raak. Dit kan dalk nou moeilik raak.